Hoofstuk 4, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Wat beteken dit? Volharding. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Okay, maar ek dacht, ons is in die Nuwe Testament en hulle is in die Ou Testament. Maar dit is dieselfde evangelie. Wat is die evangelie? Jy moet in God glo. Nou sê ek, ja, ek glo in hom, as saak afgehandel. Hier staan hierdie Israeliete voor die beloofde land, en hulle sê, ja, ons glo daar is 'n God. Ons glo hy is ons God. Ons het gesien hoe hy werk, ons het sy stem gehoor. Maar ek glo nie en ek kan die beloofde land ingaan nie, want die reus is te sterk. Nou dink ons geloof vandag is groot genoeg as ek sê, ja, ek glo in God. En daai geloof gaan my dan red. Wat is 'n geloof van my red? Geloof in God. Nie geloof dat God is nie. Wat beteken dit? Hy is die skepper, alles het deur hom ontstaan. En hy bestaan. En hy is God van die heelal. En dit gaan nie my siel red. Wat my siel gaan red is as ek in hom glo. As ek hom vertrou met my lewe. As ek bereid is om die risiko te vat, dat iets daar kan verkeerd gaan as ek my vertroue in hom plaas. Soos dat my seun dalk op die altaar gaan sterf. Of dat die reus my dalk gaan doodmaak. Maar ek sal die risiko vat, want ek gaan in die naam van my God, en soos ek hom ken, gaan hy daai reus in die wasgoedlyn ophang. Want hy duld dit nie, as iemand hom koffel nie. Ek doen nie. Is nog iets van hom wat 'n mens kan leer. Hy duld dit nie as iemand hom koffel nie. As iemand sê daar is nie 'n God nie, dan wys hy nogal vir daai persoon daar is 'n God. Hy doen dit. So nou kry ons dieselfde evangelie as hulle. Wat 'n evangelie het hulle gekry? Daar's die reuse. Hier is julle God. As julle glo, hy kan julle verlos van die reuse, kan julle die beloofde land ingaan en dit erf. As jy dit nie kan glo nie, sal jy in die woestyn sterf. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Wat is ons evangelie? Dit gaan ook oor die beloofde land, om in die beloofde land in te gaan. En om hom te vertrou met my lewe. En te glo dat geen reus teen my sal kan staan nie. Want hy is sterker as enige reus en hy het gesê hy is my God. En daarom kan ek my lewe met vertroue in sy hande plaas en sê, Vader, laat u wil geskied, want u wil is vir my die beste, want ek weet u wil vir my die beste hê. Dis geloof. Dis dieselfde geloof as wat hy verwag het van hierdie mense wat daar was. En hy sê van Abraham, hy is die vader van die gelowiges. En sy geloof is om tot geregtigheid gereken. En wat het hy geglo? Letterlik dat God kan. Abraham, trek. Ek gaan vir jou 'n land gee. Wat 'n land? Maak nie saak nie, trek. Ek glo u sal vir my 'n land gee. Ek weet nie waar nie, ek weet nie wanneer nie, maar ek glo u en dis om tot geregtigheid gereken. En natuurlik alles wat daarna gekom het. Dis geloof. Nie om te sê ek glo daar is 'n God.